Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Vanaand of nou, of in hierdie video eerder gaan ons 'n bietjie praat oor eksponente. Ek gaan vir julle 'n paar definisies gee, so ek sê hier in hakkies die taal, hoe ek na die goeters verwys, om nou wiskunde is 'n taal, en as jy nie weet wat die woorde is of wat die goeters beteken nie, dan gaan jy nie die taal kan praat nie. Ons gaan 'n bietjie kyk na die eksponente en van hulle wette, en heel aan die einde gaan ek vir jou 'n voorbeeld gee van elke wet of van elke berekening of wat ook al. OK, so. Die hele eerste ding waarna ons gaan kyk is, jy het nou seker al teen die tyd hierdie ding gesien. Ek neem nou aan dat hierdie video wat jy kyk jy nie omdat jy die heel eerste keer, of hopelik nie die heel eerste keer blootgestel word aan wat eksponente is nie. So in wiskunde gaan jy nou veranderlikes kry, x'e en y's, alfabetletters oor die algeheel. En hierdie veranderlikes, as ons nou gaan praat spesifiek oor die eksponente se woordeskat, gaan ons praat van die grondgetal. So die ding wat op die grond is, noem ons die grondgetal. Dan gaan hy of 'n getal voor hom hê of nie 'n getal voor hom hê nie. As hy nie 'n getal voor hom het nie, gewoonlik is daar 1, en hierdie getal voor jou veranderlike of jou grondgetal, jou x of jou y, noem ons die koëffisiënt. So as hulle vir jou vra, wat is die koëffisiënt van x? In hierdie geval gaan jy sê dis 3. As jy 'n vergelyking of 'n som of 'n uitdrukking kry, 'n uitdrukking kry waar dit sê 17y kwadraat, né? Dan gaan jy sê die koëffisiënt van die y is 17, soos wat die koëffisiënt van x in hierdie geval 'n 3 is. Nou, ek weet my x lyk funky. My x gaan altyd funky lyk. Daai is 'n x. In my brein is dit 'n x. Jy maak nie 'n twee streepies oor mekaar nie, dan is dit 'n maal. So my x lyk funky, hierdie is nie 'n k nie, asseblief. Kyk hoe lyk my k by die koëffisiënt. Kyk hoe lyk my k by die koëffisiënt, dit lyk anders. En dis ook nie 'n vaste n nie, ek skryf nie vas nie. Kyk, ek skryf hulle by die koëffisiënt, ek maak 'n n vas. Dis ook nie 'n hoofletter R wat ek verkeerd gemaak het nie, ek skryf nie vas nie. Dis 'n x daai. OK, alright. OK, net ons dit uit die pad uit. Volgende ding wat ons gaan leer is dit waaroor die video gaan. Die eksponente. Nou, hierdie een spesifiek gaan ek noem 'n eksponent, hierdie een spesifiek gaan ek noem 'n kwadraat. As hy 'n 2 is, noem ek hom 'n kwadraat. As daar 'n 3 is, gaan jy nie sê is 'n kwadraat nie. Want 'n 3 is nie 'n kwadraat nie. 'n 2 spesifiek is 'n kwadraat, maar ons kan ook na hom toe verwys as tot die mag. So jy sê soos x tot die mag 3, of x tot die mag 7 of 12 of wat ook al. Maar oor die algeheel sy naam is 'n eksponent. OK. Nou begin ons by die berekeninge. Ons gaan oor 6 van hulle praat. Ek dink, ja, 6. En hierdie tabel, dink ek, is 'n verskriklike belangrike tabel. En dis nou na my mening, ek het nou nog nie regtig gesien 'n onderwyser verduidelik dit soos dit nie, maar as jy hierdie in 'n toets, as jy hierdie tabel kan memoriseer in 'n toets, sal dit fantasties wees. Hoe dit werk, is aan die linkerkant van my tabelletjie, gaan ek aan my grondgetal neerskryf. So, dit wat gebeur met die grondgetal. Ons gaan klomp bewerkings doen, so dis of plus, minus, maal, deel, die wortel of hakkies. En hierdie aan die linkerkant is wat met die grondgetal gebeur. So as ek 2x'e het, en daar's 'n maal tussen hulle, dan gebeur dit wat met die grondgetalle 'n maal. Is dit baie weird geklink? Maar jy verstaan wat ek bedoel. En aan die regterkant van my tabel, so dis wat aan die linkerkant gebeur. Aan die regterkant van my tabel, dit is wat met die eksponent gaan gebeur. OK, soos ek vir jou gesê het, ons gaan oor 6 van hulle praat. Die eerste ding, en dis nou wat jy geleer het in graad 3 of graad 2 of
miskien toe jy 4 jaar oud was, is om te kan plus. Nou, grondgetalle, as ek byvoorbeeld x plus x het, so die grondgetalle plus met mekaar, x plus x byvoorbeeld. En nou is die vraag, of nou, die vraag wat die tabel beantwoord is, wat gebeur met die eksponente? Met plus gebeur daar niks met die eksponente nie. Dieselfde gaan gebeur met minus, glo dit of nie. Maar as die eksponente met mekaar minus, wat sê ek? Hoor nou wat sê ek. As die grondgetalle met mekaar minus, dan gebeur daar ook niks nie. Die moeilikheid met die eksponente gebeur wanneer ons begin maal en deel. So as ek maal, kyk nou hoe cool werk hierdie tabelletjie wat ek hierso vir jou geteken het. As ek gaan maal met my grondgetalle, so imagine nou die voorbeeld 3x maal 2x. Ek het nie in een van die voorbeelde, in een van die uitdrukkings vir jou gesê wat hulle eksponente is nie. So jy weet hulle eksponente is elkeen 1. Die vraag gaan wees, wat gebeur met die eksponente van hierdie grondgetalle wat ek neergeskryf het? So 3x maal 2x, is hulle gaan, jy bring hom net af, by mekaar getel word. So as hulle maal, dan plus hulle. Dieselfde gaan deur die res van die tabel gebeur. Jy gaan letterlik net dit afbring. As ek deel, dan minus my eksponente. As ek gebruik maak van 'n hakie, sien jy daai blokkie daar? Hierdie blokkie daar, die blokkie bo die hakie. As daar 'n eksponent staan, so daar staan byvoorbeeld 3 en in my hakies is 'n grondgetal met 'n eksponent. So 3 buite die hakie binne x tot die mag 2. Wat dan met die eksponente gaan gebeur is hulle maal. En laaste en ook vir julle die moeilikste vir een of ander rede is wortels. As ek 'n wortel het, die eksponent, ek moes eintlik 'n klein blokkie voor die wortel gemaak het. Want enige wortel het 'n getalletjie voor. As daar niks daar staan nie, staan daar eintlik 2. So voor hierdie wortel staan daar eintlik 'n klein 2tjie. En wat gebeur met die wortels is hulle deel. Moeilik, glad nie moeilik nie. As jy hierdie ding memoriseer, nê, dan dink ek amper eksponente gaan vir jou maklik wees. As jy hom voor elke toets kan teken, sal dit ook nogal maklik wees. OK. Kom ons gaan aan na voorbeelde. Dis wat ek vir julle beloof het. Voorbeelde van my eerste wet. Ek hoop jy het nou daai ding geteken, afgeteken. As jy hom nou nie afgeteken het, net tafvlak vir jou hou, skiep 'n bietjie terug, kyk na hom, pause die video, teken hom neer, kom weer terug na hierdie deel toe. Voorbeelde van 1, wet 1. Dis nou as die grondgetalle met mekaar gaan plus. Sien jy, hierdie is uiters belangrik. Ek het so 'n ander video gemaak waarin ek verduidelik wat 'n term is. En in die video praat ek van soortgelyke terme. In hierdie situasie, ek weet nie. In hierdie voorbeeld, ek het gesukkel wat 'n woord ek daar moet gebruik. Ek wou sê in die toestand, maar dit klink nie reg nie. So in hierdie voorbeeld is daar 'n x² plus met 'n 3, die koëffisiënt van die volgende x². Nou, voor die eerste x² staan nou eintlik 'n 1. Nee, jy hoor dit te weet. Wat gebeur met die eksponente as hulle bymekaar plus? Ek gaan vir jou die antwoord gee. Niks nie. Eksponente bly dieselfde. OK, moeilik, baie moeilik. Wat gebeur het is, die 1 voor my x² het met die 3 van my volgende x² geplus. En dis baie belangrik dat jy slegs soortgelyke terme, so x² en x² is soortgelyk, bymekaar tel. As daar x3 was, het jy hom gelos, soos in die volgende voorbeeld. Wat gebeur as dit 4x² plus 3x tot die mag 3 is? Nou, hierdie uitdrukking hierso sê vir my, daar is 4x². En dit sê ook vir my, daar is 3
x tot die mag 3's. Jou werk is nie om die koëffisiënte bymekaar te tel nie. Moet asseblief nie 4 plus 7 nie. Ag, gee ek jou die antwoord. Moet asseblief nie 4 plus 3 en dan vir my sê die antwoord is 7 nie. Asseblief. Moet ook nie vir my die eksponente bymekaar tel nie. Please man, moenie dit doen nie. In hierdie geval bly so. Niks gebeur nie, ek kan niks doen nie. Hy is in sy eenvoudigste vorm. OK, voorbeelde van voorbeeld 2. Of wet 2 of wat ook al. Wat was dit nou weer? As grondgetalle van mekaar afgetrek word. 5x kwadraat minus 3x kwadraat. Kan jy sien, hulle is soortgelyke terme. So dis x kwadraat en x kwadraat. So dis basies net 5 minus 3. En dis maklik, dis graad 2 werk. Dan is 2. Volgende een, 3x tot die mag 3 minus 2x tot die mag 6. Niks gebeur nie. Hulle bly dieselfde want hulle is nie soortgelyke terme nie. Voorbeelde van nommertjie 3. Wet 3. Wat was dit hier nou weer? O ja, mal. Hier is waar dit nou, waar ons nou actually begin raak of werk aan die eksponente. So, x kwadraat mal met x tot die mag 3. Ek het vir jou gesê, in daai tabelletjie bring jy die plus af. So, in hierdie geval, x kwadraat mal met x3 plus die eksponente. So, 2 plus 3 gee vir my 5. Nou, dis nie die enigste manier hoe ek 'n maal kan skryf nie. Ek kan 'n maal ook in 'n ander manier skryf. As 'n hakie. Let wel, die een term, die y tot die mag 6, staan voor die hakie. Hy staan nie agter met 'n minus x, minus y tot die mag 6 nie. Hy staan voor die hakie en basies teen die hakie. Dit beteken hierdie twee terme gaan met mekaar maal. Dis basies x. Nou sê ek heeltyd x. Dis basies y tot die mag 6 maal met y tot die mag 7. Dit gee vir my y tot die mag 13, want my eksponente plus met mekaar. 6 plus 7 is 13. Voorbeelde van 4. Wat was 4? 4 was deel. So, eksponent 1 minus eksponent 2. Nou as die grondgetalle met mekaar deel, dan minus die eksponente, dis wat ek het gesê het. So, dis x tot die mag 4 minus 3. Jy hoef nie hierdie binnestap te skryf nie. Ek doen, want ek wil hê jy moet sien wat ek dit eintlik toepas. En die vorige een waar ek net gesê het, uit tot die mag, wat was dit? Uit tot die mag 13? 6 plus 7? Ja. In die vorige een kon jy dit so doen. Net direk skryf. So jy kan dit doen, maar luister eerder wat jou onderwyser wil hê, want in die begin, hier in graad 8, wil al die graad 8 onderwysers sien dat jy weet dis minus. En nie net die antwoord nie, maar in alle eerlikheid, as jy by die antwoord kan uitkom, dan weet jy mos wat dit is. So, x tot die mag 4 minus 3 gee vir my x tot die mag 1. Gewoonlik skryf ons nie daai tot die mag 1 nie, ons los hom net as x. Maar ek skryf hom hier sodat jy kan sien. Volgende een. Wat gebeur as hy so lyk? Om nou breek beteken net deel. So x tot die mag 7 beteken net x tot die mag 7 gedeel deur x tot die mag 4. Dit beteken dus x tot die mag 7 minus 4 wat vir my gee 3. X tot die mag 3. Maak sin? OK. Voorbeelde van 5. Jo, ons beweeg nogal vinnig deur hierdie, hoor. Voorbeelde van 5. 5 is hakies. Wat gaan jy kry as jy 'n x tot die mag 2 hakie tot die mag 3 het? Eintlik, en hulle hoort jy so te begin lees, skryf jy hierdie hakie 3 keer uit. So dis x tot die mag 2 maal x tot die mag 2 maal x tot die mag 2. Hulle maal, wat beteken die eksponente plus met mekaar, so dis x tot die mag 2 plus 2 plus 2, en dit gee vir my x tot die mag 6, maar dit is ook 2 maal 3, en dit is 6. So of jy hom nou uit gaan skryf het, en of jy hom net ingemaal het, dis fine, dis fine. Jy kan hom either way doen. Volgende wat ons doen,
wat ons ook kan sê, is as daar twee verskillende terme, of twee verskillende veranderlikes, is in die hakie. Ek weet julle sukkel nog met hom. Dieselfde met as daar 'n getal is, omdat 'n getal vooraan het ook 'n eksponent. So as daar 2 vooraan gestaan het, dan moet jy ook sê in hierdie geval 2 tot die mag 4 byvoorbeeld. Want daai 2 tot die mag 1, daai 1 maal met die 4 en dit gee my 2 tot die mag 4. Maar in hierdie geval is dit 3 maal 4 vir die x en 6 maal 4 vir die y, wat vir my x tot die mag 12 gee, en y, kyk nou, hulle eksponente van elke veranderlike gaan nie na mekaar toe nie. Hulle bly geskei. So die een gaan staan nie skielik by die 12 nie, en jy plus dit nie skielik met die 12 nie. Hulle is nie soortgelyke terme nie, so hulle bly soos wat hulle is. Daarom gaan die y se eksponent net so lyk. Voorbeelde van 6. Wortel. Nou, op jou tabelletjie het jy, as jy hom nou afgeteken het en afgetrek het, kan jy op hom kyk. Wortel beteken deel. Nou, as daar nie, ek het dit net nou ook gesê, as daar nie 'n wortel of 'n actual getal by die wortel staan nie, dan beteken dit, dan is daar eintlik 'n 2. So in hierdie geval, ek dink ek skryf dit neer, is dit 6 gedeel deur 2. As daar voor die wortel 'n ander een gestaan het, kom ons sê daar 3 gestaan. So, die derde magswortel van x tot die mag 6. Dan deel jy met 3. Maar in hierdie geval deel ons met 2 en daarom kry ek 3. X tot die mag 3. In die volgende geval gee ek vir jou weer 2 veranderlikes, 'n x en 'n y, want julle raak vinnig nie mekaar daarmee, maar ek verander ook die getal voor die wortel. So dis nou nie meer 2 nie, om nou, as daar niks daar staan nie, is dit 'n 2. Sodra ek iets inskryf, dan doen jy dit wat ingeskryf is. Hierdie beteken dan, dis x tot die mag 12 gedeel deur 3 en y tot die mag 9 gedeel deur 3. Wat dan vir my afsonderlike getalle gee van x tot die mag 4 en y tot die mag 3. Kom ons doen gou 'n rowwe voorbeeld. Ek dink dit is 'n rowwe voorbeeld. Dit is nou met almal in. Okay, en jy moet eintlik al weet waar om te begin. Nou, persoonlik, en ek dink nie, dit is regtig net persoonlik met my nie, wat jy doen is jy begin onder die wortel. Doen die wortel die heel laaste, behalwe as jy hom dadelik kan doen, en daar's glad nie meer vereenvoudiging wat onder die wortel kan plaasvind nie. In hierdie geval begin ek onder die wortel in die hakies. So ek gaan eers net daai 3 uitmaal met my x² en my y tot die mag 6. Dan gaan ek deel en dan gaan ek die wortel doen. Dis die maklikste. So, ons begin soos wat ek gesê het, maal die 3 in. 3 maal met 2 gee vir my 6 en 3 maal met 6 gee vir my y tot die mag 18. So dis x tot die mag 6 en y tot die mag 18. Kyk nou, onder die wortel deel hulle met mekaar. Nou, onthou, soortgelyke terme se eksponente gaan dan met mekaar minus. Soortgelyke terme. Dit is baie belangrik dat jy onthou dat dit soortgelyk is. As jy die y sin gaan minus met die x, en dan gaan jy die mekaar raak. So, die x tot die mag 6 minus jy net met 2, want onder hom is daar 2, en hy deel met die 2. Die y tot die mag 18 minus jy met die 6, want die y tot die mag 6 deel met die y tot die mag 18. Daarom kry ek x tot die mag 4, y tot die mag 12, want hulle het geminus. So 6 minus 2 is 4 vir die x, en vir die y 18 minus 6 is 12. En wat ek nou doen, ek het voorheen geminus, nou by die wortel, die 4de magswortel, en deel ek. So x tot die mag 4 gedeel deur 4 gee vir my x tot die mag 1. Kyk, ek skryf dit nie neer nie. En y tot die mag 12 gedeel deur 4 gee vir my y tot die mag 3. Okay, dis die einde van die video. Ek hoop jy het dit baie geniet en sien jou in die toekoms.